Hallo my vriende, ons is in die natuur, bietjie koffie en 'n pragtige hoenders en die mooi plante. Wat beter? Die Heilige Gees. In die Ou Testament word die Heilige Gees gebruik by Samuel en by Saul en by al die groot manne, Dawid. As God iets groot wil doen in die Ou Testament, dan doen hy dit deur daardie konings. Maar hy salf hulle met die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die manier hoe God in die Ou Testament groot werk doen. Deur konings, deur sy mense, maar dis die Heilige Gees. Reeds in die Ou Testament doen God geweldige groot werk deur die Heilige Gees. Maar kom ons vat nou maar liewer net so 'n paar plekke in die Nuwe Testament. Dis wat ek nou vir jou wil sê is, as jy gewonder het, getwyfel het, in een sin reeds, niks is vir God onmoontlik nie. In die Ou Testament, deur al die eeue, deur die geskiedenisse en deur die getuienisse van mense in die Nuwe Testament en tot op vandag, niks is vir God onmoontlik nie. Kyk, God se engel kom na Maria en God se engel sê vir Maria, Maria, jy gaan swanger raak. En sy sê, maar dis vreemd, ek het nog nie eens by 'n man gewees nie. Dit kan nie wees nie. En wat sê die engel van Maria? Maria, die Allerhoogste, God in die hemel, die Allerhoogste, sal deur die Heilige Gees jou swanger maak. En dan staan daar in Lukas 1 vers, ek dink 37, niks is vir God onmoontlik nie. So die ganse Ou Testament, baie plekke. Maar kom ons begin reg in die begin. Lukas 1 sê die engel vir Maria, Maria, niks is vir God onmoontlik nie. Jy sal swanger raak, al kan jy dit self, jy is maar baie skepties. Nou, as jy vat die laaste boek van die Nuwe Testament, dis nou soos twee hakies, die begin van die Nuwe Testament en die laaste van die Nuwe Testament en alles tussendeur. En daar staan in Openbaring dat God almagtig sit op sy troon. En hier voor hom is 7 geeste, die 7 geeste van God. Onthou nou, God is in aksie, God is betrokke, God werk, God laat die ongelooflike gebeur in die geskiedenis en mense se lewens. Samuel, Dawid, Saul, Maria en met jou. Net 'n oog het daarvoor, hoor. God laat die ongelooflike gebeur, want hy spreek, hy verklaar, hy declare, hy sê 'n magswoord. En die 7 geeste hier voor die troon, hulle hoor dit eerste, en dan kry hulle 'n soort van die opdrag, en hulle gaan in die wêreld in, en God se wil gebeur op 'n ongelooflike manier in die geskiedenis van volke, en van mense, en huwelike, en ekonomie, en politieke, en God se gees in die wêreld werk ongelooflik. So kom ons, as jy gelowig is, vat dit saam met my. Vat dit saam met my as die woord van God, niks is vir God onmoontlik nie. Hy kan doen wat hy wil. Laat God se wil geskied, soos in die hemel, soos voor die troon deur die 7 geeste in die wêreld in, deur sy geeste. Dis Openbaring 4. God se geeste doen God se werk almagtig, ongelooflik in die wêreld. Nou wat is die werk van die Heilige Gees? Die werk van die Heilige Gees is in die eerste plek om mense te swaai. Iemand soos Nikodemus, wat geleerd is, wat belangrik is, wat status het, wat redelik weet en alles, kom na Jesus vir 'n paar vrae. En Jesus knip die gesprek kort, hy bring hom tot by die punt. Hy sê, Nikodemus, ek nou vir jou die ongelooflike sê, tensy jy opnuut gebore word, kan jy nie in die koninkryk van God kom nie. Nou die woord opnuut beteken natuurlik deur die Heilige Gees. Dit beteken van bo af. Is God nie in jou hart werk nie, kan jy dit nie besluit nie. Niemand kan dit vir jou. Jy kan alleen in die koninkryk van God kom deur die werk van God almagtig, deur die Heilige Gees, van bo af. So jy word 'n nuwe lewe, 'n nuwe begin, 'n nuwe potensiaal, 'n nuwe moontlikheid, waar dit dood geloop het, waar dit doods is, waar dit, mevrou, jammer, meneer, jammer, ek kan nie verder nie. God maak 'n nuwe moontlikheid, potensiaal, ongelooflik. Hoe? Deur die Heilige Gees.
God almagtig op die troon werk deur sy 7 geeste in die lewe van mense in, en kerke en ekonomie, aluit. God werk ongelooflik deur die Heilige Gees. Dis 'n basiese werk van God. En vir Nikodemus, wat die vraag het, maar hy sien nie die liggie. God skep in hom geloof, liefde vir God, 'n ander hart, 'n ander mentaliteit, 'n ander denkraamwerk. God alleen doen dit, en dis die Heilige Gees wat mense nuwe lewens gee. So ons praat van die woord wedergeboorte en wederbaar, maar Johannes 6 vers 63 sê, dis die Gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees van God en gee lewe. Dis die Gees. Is die 7 geeste voor die troon van God, wat lewe gee, op baie maniere, nuwe begin, nuwe. God gee ongelooflik lewe, Jesus Christus, ook in die volkse dae, tot op vandag, God gee nuwe lewe. Dis die Gees se werk, om lewe te gee. Die werk van God in aksie, dis die Heilige Gees. So Paulus praat, later, kyk, Paulus is ook 'n wonderwerk, is onmoontlik, hy's geleerd, hy weet mos, hy's 'n Jood, hy kom van Jerusalem se kant af, en die Heilige Gees werk in sy lewe, laat hy, toe hy daar omval, toe sê hy, my Here en my God. Dis ongelooflik. So Paulus begin toe preek, en hy sê, al wat hy wil doen, is om vir die res van sy lewe, die dae van sy lewe wat oor is, wil hy so lewe, dat hy net God se woord kan bring aan mense, van Jesus Christus en die Heilige Gees. En dan sê Paulus, dit wat ek vir jou vertel, wat jou oortuig, sê Paulus, is nie my geleerdheid nie, is nie soort van die regte soort woorde en dinamika en preekkunde en homiletiek en debat nie. Paulus sê, wat jou verander is nie wysheid van mense nie, maar is gegrond op die krag van God. Die almagtige krag van God in die hemel, wat werk deur sy 7 geeste, as jy in jou lewe 'n wonderwerk, nuwe lewe, op baie maniere. As jy glo in Jesus Christus, as jy Jesus bely, dis iets wat jy gekies het nie. Dis die Heilige Gees van God, wat nuwe lewe bring, waar mense nie geglo het nie, soos Nikodemus, en soos Paulus. En dan, nog 'n bietjie verder, God op die troon, werk ongelooflik met in jou lewe en op nuwe lewe. En dan staan daar in 1 Korintiërs 3 is, die Heilige Gees woon nou in jou. Weet jy nie? Van Paulus, weet julle nie, dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in jou woon nie? Nou as jy daai metafoor vat van 'n huis, ons ken die woord, jy's gasvry. Gasvryheid beteken, jy sê vir iemand wat 'n gas is, wat in jou huis inkom, jy sê vir hom, daar's die banke, daar's die yskaste, kry vir jou net wat jy wil, jy is vry in my huis. As gas is jy vry, doen wat jy wil. En dan kom die Heilige Gees in die lewe in. En van ons word gevra gasvryheid. Neem die Heilige Gees ook so terloops, daarom so 'n aspek van jou lewe te maak. Ek hoor mense praat, jy moet gebalanseerd wees. Vergeet dit heeltemal. Jy kan nie gebalanseerd wees nie. Jy kan 'n Christen wees. Deur die Heilige Gees om jou lewe so oop te maak, dat God so gasvry is. Hy voel so vry in jou huis, dat hy in elke aspek van jou lewe kan gaan woon, net waar hy wil. Hy's vry, want jy is gasvry. Nie vir God net 'n agterkamertjie gee nie, maar in jou lewe die volle huis te gee. God woon in jou. Paulus sê, jy is dan die tempel van die Here, hy woon in jou, en God almagtig op die troon, Jesus wat sy Gees in jou stuur, en jy ontvang die Gees. Maak oop jou lewe. Vergeet die denke, vergeet die gedagtes, vergeet die redenasies. Maak oop jou lewe vir die Heilige Gees, heeltemal. Stel hom vry, verwelkom hom, embrace, kry hom in jou huis in, en laat hy in jou lewe elke kamertjie kan woon. Ja, Psalm 24 sê ook, die Here is die almagtige God, en dan staan daar 2 keer, né? Wie is hy, die almagtige? Dan staan daar, maak oop. Die ou vertaling sê, maak oop die poorte, maak oop die waanhuisdeur, maak oop die hekke, maak net oop, dat die Heilige Gees
God se almagtige werking, God in die troon, die Heilige Gees, maak oop, laat hy in jou lewe kan inkom en alles oorneem. Wat jy gedink het, is nou wat jy gedink het. Dat die Here in jou lewe inkom en laat hy kan doen wat hy wil. Ons bid ons, laat u wil geskied. Regtig? Laat u wil geskied. Laat die koninkryk kom. Laat u naam verheerlik word. Regtig? Ja, in jou huis en jou lewe. Maak oop, maak net oop. Dat die Here almagtig, kragtig kan werk in jou lewe, soos by Dawid, by Samuel, Saul, Henog, Moses, Maria, Paulus, Petrus, Stefanus, Jakobus die seun, Jesus se broer. Laat die Here in jou lewe kan inkom. God werk ongelooflik. Niks is vir God onmoontlik nie. Maak net op jou lewe. Die Here bring jou daartoe om te sê, Here, Here. In Korintiërs staan daar, niemand kan sê, Here, Here, behalwe deur die Gees nie. En daar's nog 'n ding wat die Gees doen. En ek praat maar met ons manne. Jy weet, die Bybel sê, jy kan nie sê, Here, Here. Die Here wat jy nie kan sien nie, deur die Gees. Die Gees se werk in jou lewe, begin jy nou sê vir die Vader in die hemel, Here, Here. Maar jy, jou broer wat jy sien, is jy lief vir hom nie. En ons 'n bietjie oor daai ding dink. Hier's mense waarvan ons nie hou nie, wat vir ons bietjie anders is en vreemd is. Dit maak nie eintlik saak nie. Die Bybel sê, jy kan nie, Jakobus sê, die boek Jakobus, jy kan nie in dieselfde mond die Here prys en dieselfde mond die Here vloek nie. Jy kan nie vloek nie. Nie dieselfde mond nie, want 'n fontein is mos nou net een soort water. Lekker water, soet water of braakwater. En op dieselfde manier, die Gees se werk is om op 'n ongelooflike manier jou te bring naby God, om te sê, Here, Here. En ook 'n ander verhouding, vir jou broer te sê, my broer, my broer. Ek sal nou nie normaalweg altyd van jou gehou het nie, maar in die Here, Here, is ek vir jou baie lief. Dit is wat die Gees doen. Relasies, verhoudinge, versoening, regmaak, opmaak. As die jampot gebreek het iewerster, is wat ons baie nodig het in ons lewe en in ons konteks. Dat die Gees sal werk, geloof, ongelooflike dinge doen. Dat mense sal sê, Here, Here. Dat die Here in vryheid sal kan woon in die lewens van sy kinders. En dan wil ek graag nog ietsie bysit. Wat hiermee gelyk staan. Die Bybel sê, jy moet die Here jou God lief hê, met hart en siel en verstand en krag, en jou naaste soos jouself. Dit doen die Heilige Gees. Daar waar 'n bietjie meer geduld is, bietjie meer versoening, bietjie meer broederskap, kan ons net sê, dankie Here, Here. Dit is 'n kort ietsie, maar ek dink is heeltemal genoeg. Onthou, niks is vir God onmoontlik nie. Amen. Ontvang die seën van die Here, ek gaan jou seën. Gaan vorentoe, mag die genade van Jesus Christus en die liefde van die Vader, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, by jou wees. Amen.